jare terug daar in een van die groot sale in Engeland word daar talentkompetisie gehou. En daar's baie verskillende weergawes en mense en verskillende optredes, baie mooi gedoen. En daar was 'n paar keer in hierdie talentkompetisie vir Psalm 23 opgedra. Maar die heel laaste item op die lys was 'n ou oom. Hy's ouer as hom gewees, ek seker daarvan. Want hulle sê hy na die voor gekom met sy stokkie en hy het gebewe en al die dinge, en hy kom staan voor en hy vat die mikrofoon. Hy sê, ek ken die een waaroor hier oor praat, ek weet wie is hy. En hy begin die Here is my herder, Psalm 23 opdra. En hy bring met soveel emosie, soveel gevoel, dat die skare begin juig, van al begin huil, en hy vra 'n vraag, die einde, sê ek ken hierdie herder, ken julle hom wel? Weet julle wie is hierdie herder? En daarom is het so belangrik, ken u die herder van Psalm 23. Kom ons kyk wat sê die woord van die Here. Hy sê so mooi vir ons, Psalm van Dawid, die Here is my herder, niks sal my breek nie. As jy erkenning gee, die Here is jou herder, dan volg al klomp goed van ons gekyk het, jy is niks ontbreek nie. En laat my neer in die groen weiveld, daar waar so 'n rustlei het my hier ons daarna gekyk. Hy verkoop my siel. En lei my na in die spore van geregtigheid om sy naam wil. Al gaan ek ook deur 'n dal van doodskade weer, sal ek nie vrees nie, want U is met my, die staf en die stok vertroos my. Nou kom ons by vers 5 vanoggend. 'n geweldige belangrike boodskap. Jy het hier al die omstandighede gekom. Jy sit vanoggend hier, jy sê, Here, ek weet hoe dit daar deur gekom en die Here het jou deurgedra deur daai vallei van doodskade weer. Amen. En die Here sê, omdat jy daar deurgelei het, hoor wat sê die woord van die Here. Vers 5, U berei die tafel voor my aangesig. Teenoor my teestanders en maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Thou preparest a table before me in the presence of my enemy. Kyk na die tafel wat voorberei is vanoggend. Dit het uit die lug uitgeval nie. Dankie Denise en Bruce wat het gedoen het. Hulle het die tafel voorberei vir ons. Sodat ons die naam van die Here kan groot maak. Halleluja. En besef. Sy sê, ek net onderbreek hierso. Suster Magda. Ons by Charles is siek by die huis met sy rug wat seer is. Bring my 'n sak met tissues saam asseblief. Ek wil gehoorsaam wees aan die Heilige Gees. Yes. Ons sal van ons gaan bid vir ons broer Charles. As iemand anders 'n sak vir tissue wil bring, terwyl ons bedien kan ons die Here vertrou. Dankie Here. Thank you God. Is er nog iemand? Nou, sies maar. Right. Vader, ons sê baie dank om te wees. Yes. Ons kan kom in die naam van Jesus Christus, ons Heiland en Verlosser. En ons weet soos Paulus in die sakdoekies op sy lyf was, dan had hulle op pad en haar genesing gevoel. Ons glo vir God dat genees ons met Charles se lewe hier. Yes. Terwyl die sakdoekies om hom kan sy die stukkie lig, kan die Here hom aanraak. Yes. Met dit wat die Here volk kan doen. Ons bid dat in die mooie naam van Jesus. Amen. Amen. En ons sal in die naam van Vader, Seun en Heilige Gees. Kyk net na die tyd by my. Amen. Halleluja. Ek gaan probeer pas 'n bietjie terug my sak. Of dalk met my binne sê. Dis wat Paulus gedoen. Dan sê die kleedingstukke en ons gees by hom gedra en die Here die werk gedoen. Kom ons gaan verder. Die tafel wat voorberei is. The table prepared. Weet jy die tafel voorberei vanoggend?
Nie Dawid nie. Die Here, die herder. Amen. Die grote herder, ons herder, my herder, jou herder. Hy het gesorg dat daar 'n tafel is vir ons vanoggend, nie net hierdie, maar elke dag in ons lewens. Amen. Christus is 2000 jaar voor Christus. Lees ons van die tafel wat voorberei is. Daar is 'n man met die naam van Abraham. Hy trek uit en hy gaan verslaan die koning en die magte daarvan met sy manskappe en hy keer terug. Toe hy terugkeer, toe kom 'n man met die naam van Melchisedek. Wie weet wie is Melchisedek? En noem die Christofanus. Die Jesus van die Ou Testament. En die Here kom Melchisedek tegemoet. Genesis 14:17-19. Na die terugkoms van die oorwinning Kedorlaomer en die konings wat saam met hom was, het die koning van Sodom uitgetrek om tegemoet aan die laagte Saba. Dit is die koningslaagte en Melchisedek, die koning van Salem, wat 'n priester van God die Allerhoogste was. Wat het hy gedoen? Hy het brood en wyn gebring. En geseën. En gesê, geseënd is Abraham deur God die Allerhoogste, die skepper van die hemel en aarde. Met ander woorde, die tafel wat Melchisedek gebring het, hy seën vir Abraham. Sê Abraham, ek wil jou seën met dit wat so belangrik is. Die brood en die wyn. As die woord van die Here sê, berei 'n tafel voor my, is hierdie twee elemente op daai tafel, die brood en die wyn. Om ons te seën vanoggend. U stap hier uit as geseënde van die Here. Amen. Omdat u weet die tafel is voorberei. Yes, dankie Here. En wanneer u die seën van die Here oor u uitroep, moet u weet, as God besluit om te seën, niemand keer nie. Yes. And Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine, and he was the priest of the Most High God. Wat sê vers 2? Aan wie Abraham ook 'n tiende, 'n deel van alles gegee het. Hy was in die eerste plek volgens uitleg koning van die geregtigheid, dan ook koning van Salem. Dit is die koning van vrede, dit is Jesus. Maar Abraham, nou moenie vir my kom sê, tiendes Ou Testamenties nie. Dis weg. Amen. Thank you, brother. Tiende was Abraham met 'n tiende aan Melchisedek gegee van alles. Ja, maar pas dit weet jy, dit was die wet. Nou, 2000 jaar voor die wet daar was, het Abraham alreeds sy deel gegee. Jakob en Israel het gegee. So ek wil, as jy die seën van die Here, Abraham, Melchisedek seën hom, en Abraham sê, luister, ek gaan my deel teruggee vir die Here, ek gaan my deel gee ook. En ek gaan nie verder praat oor die tiende nie, maar is baie duidelik. Wat is op by die voorbereide tafel? What is on the prepared table? Ek dink aan verlede Sondag, toen die saam met my vrou se verjaarsdag gevier het. Daai tafels het gekreun onder die lekkerny. Was lekker, was pragtig, gesond is. Ek glo nie my Vader, my die herder, gaan net ietsie opsit, hy gaan net sy beste op daai tafel sit voor ons. Amen. En die beste wat op daai tafel is die brood en die wyn. Hoor wat sê die woord van die brood en die wyn? 1 Korintiërs 10 vers 16, die beker van danksegging, wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie?
Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie? Op die tafel is die twee belangrikste teme wat daar is, die brood en die wyn is daar. Weet jy, al die ander lekkernijen is daar wat die Here voorberei het. Elke skrif, elke belofte is op daai tafel. Dit is jou, dit is my om te vat en te eet. Niemand het verlede Sondag vir my gesê, ek mag net van dit eet en dit van dit eet. Ek kon alles geniet wat op daai tafel was. God se woord is tot my genieting. Ek kan geniet elke vers, every chapter, every verse, every line, every promise divine is mine. Dis myne. Hy het dit my dit gegee, die belofte daarvan gegee. Nou wat sê dit verder? Kom ons hoor. The cup of blessing of wine of the Lord's Supper, upon which we ask God's blessing. Ons vra die seën van die Here daar. Does it not mean that in drinking it, we participate in a share of fellowship, a communion in the blood of Christ? Wanneer jy die beker neem vanoggend, dan sê ek, jy het gemeenskap met hom, jy is deel van hom. The bread which we break, does that mean that we, in eating it, we participate in a share of fellowship, a communion in the body of Christ? Met mekaar is ons saam, maar meer as hierdie brood sê, wanneer ek vanoggend dit neem, is ek deel van die liggaam van Jesus Christus. Amen. En dink daaraan, wat beteken dit? Hy het dit voorberei vir my. Hy sal te sê, dis my deel, my liggaam wat vir jou gebreek word. Die brood, wat beteken die brood? Johannes 6:35. En Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie in my toe kom sal nooit honger kry nie, en wie in my glo sal nooit dors kry nie. Johannes 6:51. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees, wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Wat beteken dit? Wat hou dit vir my in? Hierdie tafel wat vir my voorberei is. Wat sê dit vir my? 1 Korintiërs 11:23, want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgeleef het. Die Here Jesus nag van het verraais brood geneem. En nadat ek gedank het, het ek gebreek en gesê, neem eet, dis my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit op my gedagtenis. Here, ek die prys betaal. Ek doen dit vir my. Was nie net vir Dawid wat die tafel voorberei is nie. Was nie net vir Abraham nie. Maar vir elkeen van ons wat vanoggend die brood van die lewe neem, wat deel het in die tafel vanoggend. Wanneer jy hierdie brood gaan eet, gaan daar iets gebeur. Dit is 'n belangrike saak om te besef. Ek is eenselfig met die liggaam van Christus. Yes, amen. Nou vra ek die vraag. Hy is te mooi. Is daar krankheid in Jesus se liggaam? Daar was gewees. Hy het ons krankheid op hom geneem. Hy het ons siekte op hom geneem. Voor die kruisiging. Want hy opstaan triomfantlik uit die dood. Is hy volmaak. Sy liggaam bring volmaaktheid in jou liggaam vanoggend. Ek sou tyd daarvan, as u werklik sê die Here is my herder, kan u vanoggend die uitstap, gesond in die naam van Jesus. Amen. Maak nie saak wat dit is nie. Die Here dra jou genesing. Hy het dit betaal vir jou en vir my. Die brood is gebreek, sy liggaam is gebreek. Dat ons kan oorwinnend die uitstap vanoggend elke saak en te weet, die Here het 'n tafel vir my voorberei. Amen. Dankie Here.
Johannes 6:33. Want die brood van God is hy wat die hemel neergedaal en aan die wêreld die lewe gee. Die Griekse woord vir lewe beteken zoe. En dit sê dit so mooi, life as God intended it to be. Lewe in sy volheid, Johannes 10:10. Lewe u in 'n volheidslewe vanoggend. Is 'n kwaal in jou liggaam? Is 'n probleem in jou liggaam? Vanoggend vat u die tafel wat vir u voorberei is. U neem deel daaraan. Sê Here, u waarborg in my lewe 'n volheidslewe. Tot oorwinning in die naam van Jesus Christus. Johannes 10:10, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Hoor wat sê, die dief Satan kom. Hy wil jou beroof van die waarheid van God se woord vanoggend. Ek bestel kom al die laaste paar weke is my liggaam seer is en ek voel nie lekker nie. Die ding sê, ja, wat verkeerd jou? Dan moet ek sê, ek weet wie my geneesheer is. Halleluja. Ek luister nie na die vyand se aanvalle nie. Ek gaan die spit afdraf as ek wil. Jy weet, ek kan maak ek voel nie lekker nie. Ek is so en so. Ek weet my geneesheer leef. Yes, dankie. Hy het 'n tafel vir my gegee. Hy het 'n prys vir my betaal. Dat ek vanoggend kan erkenning gee aan die Here. Sê, u is my Here. Dan sê ek het gekom, dit Jesus, dat hulle lewe weer die zoue en oorvloed kan hê. Dit is die brood van die lewe wat ek verklaar. Wanneer ek deelneem daaraan, het iets gebeur. Die beker, kom ons gaan na die beker toe. Wat beteken die beker? Vir my vanoggend en vir u. 1 Korintiërs 11:25, net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as daarin drink tot my gedagtenis. Hierdie beker, 'n testament voor verklaar as iemand te sterf het. Maar Jesus sê, dit is 'n Nuwe Testament. En toe terug gaan na die oorspronklike Griekse woord. Die Griek beteken die nuwe nou. Nie gister nie. Elke keer wanneer ek in die tafel sit en ek neem deel in daai beker, word 'n Nuwe Testament geskryf. Vir jou oorwinning. Dankie, Here. Dink daaraan. Ag Here, gebruik hierdie beker al 60, 70 jaar of langer al. Maar dit het 'n nuwe betekenis nou. Amen. Jesus sê, dit is my bloed. Amen. The blood has never lost its power. Amen. Die bloed van Jesus maak jou vry. Dit reinig jou. Amen. Dit heilig jou. Terwyl ons vanoggend hier na toe ry, kom een van die liedjies op. There's power in the blood. Wonderful power in the blood. En vanoggend is dit 'n Nuwe Testament, 'n nuwe saak, wat die Here met jou aangaan in die oggend u. Om te sê, en vir u wat by die huis hier nagmaal gebruik en so aan, besef dit elke keer is daar 'n nuwe situasie, 'n nuwe plan, nuwe werking van God en werking in jou lewe. Maar daar is krag in die bloed. Amen. Daar is oorwinning in die bloed. Die vyand wil jou kom wegsteel van die waarde van die bloed van die lam. Dalk jy voel jy het 'n geval, jy het iets verkeerd gedoen in die week en wie die is wat sê, ja, wat jy nou gedoen? En ek ondervind dit. Ek is nie so heilig nie, maar ek probeer heilig maak en nastrewe, ja. Amen. Maar daar gebeur dinge.
Dan wil die vrou my aftrek sê, ja, dit is die kind van Jesus, maar. Dan sê Here, U bloed het die prys betaal. U bloed het my vrygekoop en ek staan vas op die belofte van die woord. In Johannes 2 vers 1 sê my baie duidelik. My kinders, julle moenie sondig nie, maar as julle gesondig het julle voorspraak by die Vader. Amen. Jesus Christus, wat nie alleen vir ons gesterf het nie, maar ook vir die sondes van die hele wêreld. Met ander woorde, sy bloed reinig my. Amen. Sy bloed maak my vry. En as jy vanoggend hier sit en jy voel, ag ek weet nie meer. Jy voel jy's dalk in daai skaduwee van die doodskaduwee, daai vallei. Alles druk my. Die omstandighede in my lewe druk my. Neem net deel aan die bloed. Amen. Die Here is ek is vry. Christus het my vry gemaak. Amen. In Johannes 1 vers 7b, in die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Yes. Dan lees ons sonde. Want ek het nie 'n moord gepleeg nie. Ek het nie oorspel gepleeg nie. Die Griekse woord is iets besonders. Sonde beteken om die teken te mis, the bull's eye. Om God se doel en plan in my lewe te mis. En die Here sê my bloed bring jou weer in lyn met God se plan. Amen. Hy lei my in spore van geregtigheid om sy naam te volg. Daarom kind van God, besef vanoggend die voorreg wat ons het. In Petrus 1 vers 18 en 19, omdat julle weet dat julle die verganklike dinge silwer of goud losgekoop is uit julle eie lewenswandel, wat deur die Vader se oog gelewe is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Is jy vrygekoop? Amen. Op die tafel wat voorberei is, sê dit, is daar met Hebreërs 9:14, hoeveel te meer sal die bloed van Christus wat homself die ewige gees van God sonder smet veroffer, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Met die God die gees en waarheid, wanneer die beker neem, dan sê dit, verklaar dit, ek wil die Here die gees en waarheid met alles wat my in my is. En hy het my gereinig, is hy bloed. Yes. Sluit met die bloed. Openbaring 12:11. En nou het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis en dat hulle die dood nie hulle lewens lief gehad nie. Oorwin jy vanoggend deur jou getuienis om te verklaar die Here is my herder. Om te sê die Here is my herder. Ek het verlede Sondagmiddag genoem, Sondagoggend. Na die diens staan ek daar by die deur om wag vir mense om uit te kom. En ek hoor een van ons jong mense vertel vir die persoon wat saam in diens was daar buite. And I told him, ek praat met iemand wel meer gesprek. I told him, I'm a child of God. Hallelujah. Met een van ons jong mense ons dien. I told him I'm a child of God. Die getuienis wat jy uitdra, die Here is my herder. Amen. Die Here is daar vir my. En ek kry die tafel voor vir my. Sê my sien my goed. En ek wil net sê van die tafel, die belangrikheid daarvan. Hoor wat sê Johannes 6:53. Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, as julle die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Verily, verily,
That Jesus said, very, very, dit beteken nota bene, very, very. Voorwaar, ek sê, dit is so belangrik. Ek dink meeste van ons was op skool, wanneer is nog op skool. Ek onthou, toe my onderwysers is aan 'n streepie in rooi. Dis baie belangrik, baie belangrik. Onthou dit, NB, maak 'n rooi streep daaroor. Dis baie belangrik, sê Jesus, dat ons moet deelneem aan die brood en die beker, aan sy liggaam. Amen. Johannes 6:54, hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe en ek sal hom opwek in die laaste dag. Wil jy die ewige lewe hê? Amen. Sien vir Amen. ons. Die tafel word voorberei vir ons. Johannes 6:56, wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Dat is ook 'n uitnodiging vanoggend. 1 Korintiërs 11:23-26. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook in julle oë geleef het, dat die Here Jesus die nag van hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy gebreek en gesê, neem, eet. Dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtes, net so ook die beker na die ete met hierdie woorde. Hierdie beker is die Nuwe Testament vir my woord. Wat sê Jesus? Neem, eet. Met ander woorde, dis my keuse. Die Here gaan my nie dwing om met die brood te vat. Amen. Hy gaan my nie dwing om die beker te vat nie. Maar wanneer ek oopmaak, sê Here, ek vat hierdie brood in geloof. Die brood van die lewe. Die tafel wat vir my voorberei is. Wanneer ek dit nie geloof nie, gaan iets gebeur. Amen. Ek het lewe. Zoe lewe. Ek het ewigheidslewe. Ek kan verklaar. Ek kan Amen. vir ewig lewe. Yes, amen. Dankie, Want Here. die tafel is voorberei. Tafel is my deel. Ek wil jy nooi vanoggend om deel te neem aan die tafel. Nie uit gewoonte uit nie. Maar met die besef, die herder van alle herders het die tafel vir ons voorberei. Amen. Dit is joune vanoggend, dit is myne. Neem dit, neem eet daarvan, drink daaruit, dat jy gaan sê, Here, dit is 'n verstadiging vir my in 'n gebed, dat ek gaan weet as genees en vrymaak en verlossing my. En die Here seën met die gebruik daarvan in Jesus mooi naam. Doen dit so dikwels as hulle daarin drink op my gedagtenis. Want so dikwels as jy hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Amen. Amen. Ons verklaar Jesus gaan kom. Wie verklaar Jesus gaan kom? Amen. Hierdie tafel roep dit uit. En wanneer jy dit gebruik, dan sê dit, dankie Jesus. U dra my tot op daai dag Halleluja. van die Amen. koms. Baie dankie die Here seën u. Kom ons bid net saam. Vader, ons sê dankie. Toe Dawid, Psalm 23:9 het ek geweet die herder is daar. En het 'n toekomsblik gehad van die herder wat sy lewe vir die skape aflê. Het 'n toekomsblik gehad dat daar gaan 'n tafel wees wat voorberei is. Daar gaan 'n tafel wees wat Jesus gaan berei vir my voor. Dat tot vandag toe kan ons sê die tafel is voorberei vir ons oorwinning. Die brood is gebreek, die liggaam van Jesus, om ons deel te maak daarvan. Om te weet, deur sy wonde is ons genees. Die werk is volbring. Die Here het sy woord gestuur om ons te genees. Die woord van die lewe, die brood, is gebreek. En die uitnodiging is neem eet. Dis my liggaam. Dis die beker met die na die maaltyd. Dis die Nuwe Testament in my bloed.
doen dit dikwels in daardie tyd. Tot my gedagtes, Here, sê dankie vir die tafel wat die Here vir ons voorberei het. En ons kan deel hê daaraan. Dankie. En Here, nou bid ek. Wanneer hy brood neem, dat die vyand gaan nie inkom met sy invleis en sê, ja, jy dink dit gaan werk, jy hoop dit gaan werk. Vyand, jy sê lera. Daar word bestraf in die naam van Jesus Christus, jou valse idees en gedagtes. Die mense vat so nie die brood, sê, dit is tot my oorwinning. Amen. Dit is vir my gegee tot genesing van my liggaam. Die bloed tot vrymaking. Om my vry te koop van die wêreld, die dinge van die wêreld. En ek kan verklaar, ek is kind van God. Die bloed wat vir my gestort is. Gereinig en gewas. Geheilig. Ek stap hier uit as oorwinnaar in Jesus Christus. Amen. Daarom neem ek elke gedagte nou tot gehoorsaamheid. Tot gehoorsaamheid in die seën van God se plan vir ons lewe. Lewe in oorvloed. Lewe in oorwinning. In Jesus my naam. Amen. Amen. Baie dankie. Bruce is gereeld kom. Maak gereed die bediening daarvan. Here is hier. Halleluja.